het ons koringkorrel gesterf. Johannes 12 vers 24 tot 26. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Die Here sê duidelik in Johannes 12 vers 24, as die koringkorrel nie geplant word in die saaigrond en sterf nie, dra dit geen vrug nie. Matteus 13 vers 24 tot 30. 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en die onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie die goeie saad in die land gesaai? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam sal uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Kom ons plant ons koringkorrels in die koninkryk van God. Ons moet weet daar is altyd 'n vyand wat onkruid saai in ons lewe. As die Vader ons saad in die grond gegooi het, sal dit spruitjies opkom en die Vader sal ons beskerm. Terwyl ons nog op die aarde is en ons koringkorrel dra vrug, sal die vyand alles in sy vermoë doen om ons land te verwoes. Amos 9 vers 15. En ek sal hulle plant in hul land en hulle sal nie meer uitgeruk word uit 'n land wat ek vir hulle gegee het nie, sê die Here jou God. Vader, ons kom op hierdie oomblik na U toe. Die saad wat ons in die grond sit, dat dit sal wortel skiet en dat ons dit sal uitleef tot die uitbreiding van U koninkryk en dat die mens sal baat vind by dit wat dit sien en dat hulle gevoed sal word totdat die dag wanneer ons kom haal en dat ons sal vrug dra tot in ewigheid in Jesus naam. Amen. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan met die geloof dat God in jou lewe werk.